Ek wil net vir julle wys hierdie bome, dis iets verskrikliks is. Baie mooi. Hier teen die rivier. Oma, braaiplekkie voor hierdie kamertjies. Okay, kom ek wys gou vir julle die kampie. Ons het nou die sleutels gekry, die deure oopgesluit. So hier's 3 slaapkamers, elkeen met sy eie badkamertjie. Hierso is die piknikplek teen die rivier. Hier onder hierdie magnifieke Nyala boom. So is die terrein so 'n bietjie klipperig en ongelyk. Ek sien hier so is 'n so koppietjie hier op die linkerkant. Enkelstaande koppie. Alles nog steeds op Panieveld. Goeie grasbedekking. Ok, die van julle wat wil weet hoe lyk Messina. Hierdie is Messina. Dit is nog nie die hoofdorp nie. Hierdie is, lyk my half so swart woonbuurt van Messina. Sien ek is 'n China center. Maar dis maar min of meer hoe Messina lyk. Redelike one horse town dink ek. Ok, hierdie plaas is so 20-30 km met 'n redelike rybare grondpad. En dan gaan ons nou kyk hoe lyk dit hier binne? Ons is nou weer hier waar ons geparkeer het. Ek wil net vir julle wys hierdie bome, dis iets verskrikliks is. Baie mooi. Hier teen die rivier. Ek gaan nou weer hier kom. Kom vlieg met die hommeltuig ook en alles. Hierdie is Nyala bome. Hierdie eintlik 'n groot bome. Die kampeerplek is baie basiese gebouetjies. Daai deure is nou gesluit, ons wag vir die plaaswerker. So ons sal seker nou sien wat daar aangaan. Hy lyk vir my soos die plaaswerker se huis as jy my vra. Hierso is die Limpopo rivier. Wow, maar hy loop mooi, hoor. Ons sal nou 'n bietjie nader gaan en 'n bietjie kyk met die hommeltuig en so aan. En daar agter is ook nog gebouetjies. Die bome is iets besonders hierso, hoor. Kyk net hierso. Die bome hier teen die rivier. Ja, hierdie is kamers, maar is gesluit. Ek gaan nou kyk of ons die werker kan in die hande kry. Maar jy kan ook sommer sien, dit gaan baie basies wees. Dan seker beter lyk as die hy rondhavel. Oma, braaiplekkie voor hierdie kamertjies. Kom ek wys gou vir julle die kampie. Ons het nou die sleutels gekry, die deure oopgesluit. So hier's 3 slaapkamers, elkeen met sy eie badkamertjie. Stap maar net eers vinnig so. Is nou nie skoon nie, maar nou nie daaroor worry nie. Wasbak, toilet, stort.
Dis geen meubels of niks nie. Jy moet is net die kaal geboue. So. Okay. Die is nog 'n slaapkamer. Lyk maar dieselfde, ook met 'n daar is sy badkamer, gaan nie deurstap nie. En hier is die kombuisgebou, kombuiskamer. Met 'n spens. Okay. En oralste is die vloere sement en sulke hout. En dan hierso is die ander slaapkamer en ook met sy badkamer. So, dis hoe hierdie kampie lyk. Hier reg teen die Limpopo rivier. Ouma braaiplekkie. Dis sy, baie mooi. Dis ook so 'n rond daveltjie. Ons gaan nou gaan kyk hoe lyk dit binne. Ons gaan dalk eers die veld ry. Maar die bome, hier is 'n mopani, maar hy is reusagtig groot. En alles en daar is die Limpopo. Wow. Ek gaan gou hier instap en vir julle wys. Okay, very basic as 'n understatement. Dis wat jy sien, so 'n rond daveltjie. Hierdie is geboude beddens, jy kan seker met trasse hierbo opgooi. En dan die groeie mopani bome hierdeur. Hierdie dak is glad nie meer dig nie. Jy kan sien die plek word nie meer gebruik regtig nie. Toilet, wasbak, stort, maar in 'n vervalle toestand. Hier is 'n geyser. Dis Eskom krag. Ek sien Eskom krag hier. So hier is Eskom krag. Okay. En hierdie gaan seker die kombuiserigheid wees. Dis al wat hier is. So wasbak en 'n kassie. So, kyk so hierdie ronddavel is very basic. Ronddavel van die ander kant af. Ja, hy is maar heeltemal vervalle, jong. Daar is daar ander gebouetjies. Hier is die slagkamertjie. Hierdie is die vleiswerkkamer. Dit is maar net, hier is nie 'n koelkamer nie. Dit is maar net om die bok hier te hang. Vir 'n dag of wat voor jy terug in stad toe. So dis baie basies. Okay. Hierdie kamertjie wat ek gedink het 'n werkershuisie is die ou swarte noem hom 'n museum, maar ek dink is meer 'n trofeekamer of 'n ding. Ons kyk wat is daar binne. Daar is 'n paar horings hierso. Blykbaar die grootste trofee van die spul wat hier is. Ja, hierdie die omheining hier rondom die kampeerterrein is ook maar baie basies. En hoe groot is aan 'n kamp, weet jy? Kan nie by die rivier uitkom deur hierdie groen massa nie. Ek sal hom nou nog vlieg met die hommeltuig. Maar die Limpopo loop sterk hierso.
Hierso is die piknikplek teen die rivier. Hier onder hierdie magnifieke Nyala boom. Hier is ek nou teen die Limpopo op die grond. Ek kan nie verder hier aanstap nie. Gaan ek my skoene in die water hê. Daar was ek nou gewees. Onder teen die water. Aan die kant is Zimbabwe. En dan die plante groei hierso. En dan die uitslike groot Nyala boom. Kyk net hierso.
like and subscribe to this YouTube channel for more. Libby out. Okay, ons gaan gou 'n draai in die veld ry. Ek wil julle gou voorstel aan Johannes Ramawale, né? Johannes Ramawale. Hy en sy vrou Precious woon hier op die plaas. Hy het ongelukkig sy voet seer gemaak. Hy kan nie nou regop staan nie. Johannes, sê maar net hallo vir die mense. Hallo, gaan dit? Daar is hy. Dankie Johannes. Ons gaan so 'n bietjie berei by die plaas, hoor. Okay. Hierso is die werkershuis waar Johannes en Precious bly. Dis hier in die wildkamp gedeelte. Redelike bewoonbare huisie vir hulle hierso. As die grondpad, die slag as jy weg is van die rivier af in die wildkamp in, kan jy maar sê, is dit Mopani veld. Hierdie is alles Mopani bome. Mopani, kyk sy grove stam, typies Mopani. En dalk nou 'n veldontleding doen, professor is nie hier nie. Maar die grond is so harde grond. Hierso, ek weet nie of hy dalk binne toe sagter sand gaan word nie. Kom ons gaan kyk wat kry ons hier binne. Hier is die Eskom kraglyne. So, geen twyfel nie, hier is Eskom krag. Nou ry ons so 'n bietjie hier in. En dit bly nog steeds Mopani veld met redelike eilgrasbedekking. Maar hierdie wêreld lyk. Wat is hy? Hierdie is 'n Mapipi basterwitgat. Hulle gaan nog baie wees hierso. Verder is omtrent alles Mopani. Hier's nog 'n Mapipi basterwitgat. Vir die algemeen Mopani. Is hom so typies van die wêreld. Die kramatate. Kyk net hierso. Pragtig. Hierdie boompies is sterkbos. Dis nou weer alles Mopani, hier's nog 'n sterkbos, hierdie enetjie. Okay. Verder is Mopani veld. Die gras raak beter hier dieper in. Hierdie wildtuining sou ek sê het aandag nodig as ek hom so kyk. Ja, hier dieper in kan jy sien die grasbedekking is baie beter. So is die terrein so 'n bietjie klipperig en ongelyk. Ek sien hier so is 'n so koppietjie hier op die linkerkant. Enkelstaande koppie. Alles nog steeds Mopani veld. Goeie grasbedekking. Hier raak die stand van die gras skoon welig. So die weiding is in 'n goeie toestand daarom. Hierdie dink is 'n wit gat daai. Hier so droë lopie. Ek sien hierso. Afloop water as dit reën. Hierdie is rosentjiebosse wat ons nou by verby gery het. Hierdie rosentjiebos. Hierso is ook daar gaan 'n steenbok. Hierso is ook 'n Mopani veld en daar so is ook so 'n koppie. 'n bietjie ongelyke terrein. Hier maak hy ook so afloopsloot, so sandsloot. Ja, so afloop
stroom, sloot, ja. Sien hy, as dit reën loop hy. So het ek nou so 'n bietjie van die voertuig af geklim. Hierso is so sandsloot, rivier afloop, sandsloot. Is maar alles Mopani-veld. Hierso is mooi. Kyk, hier is goeie grasbedekking. En ja, is mooi veld hierdie hoor. Hy is maar Mopani-veld, maar kyk hier is alles Mopani bome. Maar die veld lyk goed. Kyk hierso. Okay. Hier is 'n ander deel van die wildtuining en hy lyk heeltemal anders. Baie beter toestand is daai stukkie. Die ding van 'n wildtuining is nie altyd oral dieselfde nie. Kyk al die 4 maak hout. So, Mopani hout. Ons is nou hier weer maar in 'n Mopani bos. Bietjie klipperige terrein. En so naby hierdie koppies. Hier is ook weer by 'n grensdraad. Hier is 'n koppies hierso. Hier lyk die draad nou weer anders. Hier lyk die draad nou weer anders. So. Dis alleen maar afhangende teen watter buurman jy is. Hierso is ook so droë afvoersloopie, loopie. So daar is nog so groot krumetat, ons gaan nie by hom ver van hom af verby. Staan 'n jong krumetuitjie. Skilpad vrek van die dors. Kijk hoe staan hy hierso, hoe mooi is dit.